Goeiedag kykers, wees gegroet in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer om vandag saam met u te kan deel rondom die woord van die Here. Dit is weer 'n groot voorreg en 'n eer om die woord van God met u te kan deel. Ek wil onmiddellik net vra dat ons oë sluit en die Here dank vir hierdie woord. Vader, ons dank u vanmiddag vir u liefde, u genade en u getrouheid, Here. Ons dank u, Here, vir u genade, my God. Ek bid, Here, dat u ons sal bewaar en beskerm, Here, deur hierdie boodskap, my God, dat u ons, Here, leiding sal gee, wysheid, insig en kennis, my koning. Ek bid dat elke luisteraar, Here, dat u die harte sal oopmaak, sodat hulle u woord kan ontvang, Here, en kan aanvaar, my God, in die magtige naam van Jesus Christus. Seën dan alles, Here, wat sal uitgaan in Jesus naam. Amen. Liewe luisteraars, ek wil vra dat ons sal saamgaan in die boeke van Filippense 3, vanaf versie 14. Die Bybel sê vir ons daar, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek wil graag oor hierdie gedeelte saam met u deel waar Paulus praat. In hierdie hele skrifgedeelte, Filippense 3, praat Paulus ook oor wat hy in die vlees bereik het, wat hy gekry het en wat hy behaal het en wat hy ook verloor het, dat hy het al baie gehet en het ook min gehet, maar hy ag dit alles nutteloos, want Paulus praat meer oor wat ons in die gees moet bereik. Vandag is dit so moeilik vir ek en vir u om die verlede te vergeet, om dinge wat in ons lewens gebeur het, dinge wat ons moes deurmaak, spesifiek moeilike tye of slegte tye wanneer ons seer gekry het of in soorte onderdruk gewees het. Wanneer ons deur sulke dinge gaan, dan is dit moeilik om dit te vergeet. En wanneer ons dit moeilik vind om sekere goed te vergeet, dan vind ons dit ook moeilik om mense of sekere dinge te vergewe. En dit is baie belangrik dat ek en u na dit moet kyk, want die Bybel leer vir ons dat ons moet vertrou op die Here. Die Bybel leer vir ons dat ek en u moet glo in die Here van die leerskare, die God van Abraham, Isak en Jakob, dat ons moet glo dat Jesus Christus 'n werklikheid is. Dit is wat die Bybel ons leer. En hier laat Paulus ons verstaan dat hy sê uitdruklik, en hy het geleer dat hy moet vergeet van dit wat agter hom is en hy strek hom uit na dit wat voor hom is. En vandag wil ek net noem dat ons gaan deur sulke baie dinge in die lewe en dit maak dit vir ons moeilik om hierdie dinge te vergeet, veral wanneer dit mense is dalk wat na aan ons is, familielede, vriende wat na aan ons is, of sekere dinge wat by werksgeleenthede wat vir ons moeilik is om te vergeet, wanneer iemand ons dalk ondermyn het of iemand ons dalk sleg gesê het, is dit moeilik om daai tipe dinge te vergeet, want wanneer jy die persoon sien, dan is dit asof jy nie die persoon kan vergeet wat die persoon aan jou gedoen het nie. En dit is wat dit vir ons moeilik maak, want dit is die reaksie van die vlees wat veroorsaak dat ons nie kan vergeet nie van die verlede nie, of kan vergeet van wat mense aan ons gedoen het, wat verkeerd was wat hulle aan ons gedoen het nie. Want die vlees het 'n neiging om nie die vleeslike dinge te vergeet nie, die waar is. En dis wat ek vir u vandag wil mee bemoedig. Ek het in die lewe, het ek ook maar deur baie dinge gegaan en baie seer gekry. Mense maak beloftes, mense breek, behou nie hulle beloftes nie. Ons kry werksplekke waar ons seer kry, waar daar beloftes aan ons gemaak word, of waar werkskollegas agteraf is, of jou seer maak, of jou naam beswadder, en al hierdie dinge gebeur met ons. En dit is moeilike dinge waardeur ons gaan, want die vlees het 'n manier om ons het vleeslike gevoelens, ons kry seer, ons stort trane, ons praat met hierdie dinge by die huis, by ons wonings, met ons eggenote as ons getroud is. Het jy 'n gesprek met jou eggenoot en jy praat oor hierdie dinge, van wie anders gaan jy met praat as wat jy praat met jou eie deelgenoot wat God aan jou kant gesit het. En so wil ek met u deel oor hierdie gedeeltes. Miskien is daar iemand vandag, miskien sit u daar vandag en u voel dat
Het is moeilik om die verlede te vergeet vir sekere dinge waardeur jy gegaan het in die lewe in. 'n Mens het vandag so baie getuienisse oor waar die Here ons uitgehaal het. Die Bybel sê vir ons, jy moet vir jou mylpale opstel, jy moet vir jou stoptekens opstel, sodat ons kan kyk na die pad waarlangs die Here ons gelei het. En wanneer ons vandag terugkyk, dan sal ons sien hoe die Here ons al uitgehelp het. Maar in ons gedagtes weet ons ook, ek het een keer, het een van ons kerkleiers vir my genoem, hy sê vir my, is nie maklik om die verlede te vergeet nie, veral wanneer ons dink aan die goeie dinge van die verlede, dan kan jy nie die slegte dinge vergeet nie, want terwyl daar goeie dinge op jou pad was in jou verlede, het daar ook slegte dinge gebeur, en so moet ons dan leer, as ons die dan nie kan vergeet nie, dan moet ons die goeie dinge kan onthou. Dis hoekom Paulus sê, hy vergeet van wat agter hom is, en hy strek hom uit na dit wat voor hom is. Dis so belangrik dat ons moet fokus op ons toekoms, familie en vriende. Dit is so belangrik dat ons moet fokus op ons toekoms, waarna toe ons gaan. Want vandag staan ons, miskien het u kinders, miskien het u 'n familie, 'n gesin, en u hou nog vas aan die verlede, en die manier hoe u optree en hoe dat u vashou aan die verlede het 'n effek op u se gesin, dit het 'n effek op u se kinders, en dit is ons toekoms vandag. Ons toekoms vandag is dat ons is besig om ons eie kinders groot te maak. Jy het seuns, jy het dogters, jy het jou familie waarmee jy beweeg en wat jy moet na kyk en wat jy moet versorg. En God skenk ons die genade om 'n verandering te maak in ons huishoudings, in ons gesinne, in ons families, in ons kinders se lewens, dat ons positief moet wees, dat ons vorentoe moet kyk, dat ons nie moet agslaan en moet aanhou teruggaan na wat in die verlede gebeur het nie. Dis nie nodig om met ons kinders te praat oor die verlede nie, maar ons kan hulle leer oor die foute in die lewe, wat die lewe sal op hulle pad bring, dat ons kan hulle leer om reg op te tree wanneer sulke dinge op hulle paaie kom. So, wanneer ons deur sekere dinge gegaan het wat nie goed was dalk nie, wat vleeslike dinge wat nie goed was dalk nie, moet ons dan nou ons kinders help en leer, dat wanneer hierdie dinge gebeur, dat hulle moet vertrou op die Here, dat hulle die Here, halleluja, ten alle tye raad moet vra, want dit is net God wat ons deur kan dra. U sien, mense kan net wys gee. Die Bybel sê vir ons uitdruklik, moet nie steun op die arm van vlees nie, maar hy sê steun op God, vertrou op die Here van die leerskare. En al manier vir ek en vir u om te vertrou op die Here van die leerskare is deur geloof. Want die Bybel sê ook vir ons daar, ek het met u in versie 14 gedeel, dat Paulus sê ons vergeet van wat agter ons is en ons uitstrek na wat voor ons is. Maar hy sê ook vir ons in versie 9 sê, en in hom, hy sê in versie 9, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar net die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. So, dis baie belangrik wanneer ons fokus plaas op wat voor ons is, dat ons moet beweeg in die geregtigheid en dat ons moet geloof het en wanneer ons beweeg, want dis net deur hierdie geloof in Christus Jesus wat ons teen volkome vry kan wees, dat ons volkome verlos kan wees van wat in die verlede plaasgevind het. Die Bybel sê dat wanneer ons in Christus is ons 'n nuwe skepsel, as ons 'n nuwe mens, alles het nuut kom word. En wanneer ons dan nou sê alles het nuut kom word, dan moet ons beweeg met 'n positiewe gesindheid, 'n positiewe mindset wat ons vir onsself sê en niks gaan ons tekort kom nie. As ons so kyk na die Bybel waar hy sê in Psalm 23, hy sê Dawid sê, al gaan hy deur 'n dal van doodskade wees, hy sal geen onheil vrees nie, want die Here is met hom. Hy sê ook dat die Here maak sy hoof vet met olie en sy beker loop oor. Ons moet dan al hierdie dinge dink, wanneer ons positief is, moet ons dink aan hoe die Here Jesus Christus sy lewe opgeoffer het vir ek en u se oortredinge, sodat ons gefokus kan wees op die verlossing en die redding wat hy bewerkstellig het nadat hy sy lewe opgeoffer het. Dit is hierdie selfde Jesus Christus wat nou vandag deur ons werk om ons te help om te fokus, soos Paulus sê, hy lewe nie meer nie, maar Jesus Christus lewe binne in hom. Paulus sê self, hy sê in sy swakheid word die krag van die Here Jesus Christus volbring. So ek en u moet verstaan vandag dat as nie net uit ons eie wat ons die verlede kan vergeet nie, maar ons het Jesus Christus nodig om ons gefokus te hou op die toekoms, om dan kan ons staan en sê dat ons vergeet van dit wat agter ons is en ons trek ons uit na wat voor ons is. Dit is moeilik, dierbaar, dit is nie maklik nie, maar dis al manier as om deur die Here Jesus Christus in staat te wees om hierdie dinge te doen. U weet,
wanneer 'n mens deur hierdie tipe goeters gaan in die lewe waar ons geoffend word en waar ons nie kan vergeet nie, as dit net kos dit vir ek en vir u om tot die Here te bid en God te vertrou, sodat God ons kan toelaat om te vergeet van die slegte en die goeie te onthou. Dit is waarmee ek vir u vandag wil bemoedig. U weet, as ek moet uitbrei rondom wat ek al alles deur die lewe geondervind het en die seer wat ek gekry het, dan gaan dit 'n lang tyd vat, maar ek wil u daar, omdat ek weet dat daar is mense daar buite, u wat daar kyk en u vra vir uself, hoe kan ek vorentoe gaan met alles dit wat in my lewe gebeur het? Ek het my man miskien verloor, ek het my vrou dalk verloor, ek het my die staatmaker, die persoon op wie ek staat gemaak het, verloor, en dit is nou al 'n hele tyd wat u daar sit en u stagneer, u kan nie vorentoe gaan nie, maar hier bemoedig Paulus ons nou, en hy sê dat ons beweeg in die geregtigheid, in die geloof in Christus, maar hy sê in versie 14 sê, en hy vergeet van wat agter hom is, en hy strek hom uit na dit wat voor hom is. En wat voor ons is 'n ewige koninkryk. Wat voor ons is 'n nuwe Jerusalem. Wat voor ons is, ons kyk na die lewe, as ons gaan kyk na die fisiese lewe alleen en vergeet van die geestelike lewe, dan gaan ons dit nie maak nie, want dan steun ons op die arm van vlees. Maar as ons gaan fokus, ons fokus sift en dit plaas op Jesus Christus, en ons weet dat daar is 'n ewigheid, daar is 'n koninkryk, 'n ewige koninkryk wat nooit sal vergaan nie, wat altyd daar is 'n Jesus Christus wat in afwagting is, wat vir ons wag om ons te ontvang en saam met ons aan tafel te sit. As ons so gefokus is en ons weet daar is 'n ewige lewe, daar is 'n nuwe Jerusalem, daar is 'n tuiste vir ek en vir u. As ons so gefokus is, dan sal ons dit maak om te fokus op ons toekoms, en dan sal ons dit maak om ons kinders en ons huisgesin en ons kleinkinders 'n goeie opvoeding te gee. Dit is waar ons as ouers en familieleiers, dit is waar ons moet inkom en daardie tipe dinge in orde moet kry. Die Bybelse beginsels, die Bybelse se riglyne, prys die naam van die Here. Ek is vandag net baie bly om met u te deel dat dit belangrik is om te vergeet van die verlede en ons uit te strek na ons toekoms. Want baie maal is daar sekere dinge in die verlede wat vir ons help om sterker te word in ons toekoms, sodat ons nie weer dieselfde foute moet maak nie. En Paulus gee dit hier uitdruklik. Hy sê hy ag dit alles wat hy gehet het en wat hy verloor het in die vlees, hy ag dit nutteloos, hy ag dit as nietigheid, en hy sê hy vergeet van die verlede, maar hy strek hom uit na die toekoms, na dit wat voor hom is. Kom ons strek ons uit na dit wat voor ons is, dierbares. As jy vandag nog plat gesit het, as jy vandag nog gevoel het, nee, maar jy kan nie opstaan nie. As jy vandag nog vir mense sê en jou vriende sê, kyk man, ek voel nie meer vir die lewe nie, ek sal maar net hier bly en ek gaan nie worry nie en al hierdie ding. As jy vandag nog so 'n gesindheid het, wil ek jou vra om die Here te vertrou en jou uit te strek na wat voor jou is. Kyk verby die slegte en stry die goeie stryd van die Here Jesus Christus. Ek moedig u sterk daarop aan, want dit is al 'n manier hoe dat ons lewens, hoe dat ons onsself 'n goeie lewe kan gee, en 'n goeie lewe is die beste wanneer ons in Christus Jesus is, want dit is nog tot dusver die beste plek. As ek nie Jesus Christus in my lewe geneem het nie, sou ek nie vandag so kon gepraat het nie, van stryd en probleme kom op almal se paaie, en dit vind plaas in almal se lewens, maar ons moet ons uitstrek na dit wat voor ons is, en ons vergeet van dit wat agter ons is. Die Here seën u vandag. Ek wil net so saam met u 'n gebed doen, en ek vertrou dat hierdie boodskap u sal optel in watter toestand u ook al mag wees vandag. Vader, is in die naam van Jesus Christus. Ek kom bid, Here, vir elke kyker en elke luisteraar, dat u hulle sal seën, Here. Ek bid dat u, Here, die krag sal gee, Here, en genade sal skenk aan elke moeder, elke vader, Here, elke persoon wat luister, Here, en voor hierdie skerm sit en luister na hierdie boodskap. Ek bid dat u hulle sal optel, dat u hulle die moed sal gee, Here, die vermoë sal gee om op te staan, Here, en die verlede te vergeet, Here, elke slegte ding wat in hulle lewens gebeur het, Here, dat hulle dit sal vergeet en hulle sal uitstrek na wat voor hulle is, my God, in die magtige naam van Jesus Christus. Ek bid, Here, vir 'n vaste geloof in hulle harte, Here, 'n vaste vertroue in u, Here Jesus Christus. Kom seën dan nou, Here, elke kyker en luisteraar, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Here seën u. Amen.